Goeiedag en baie welkom by Maandag met Mornay. Kyk hierdie mooi koppie julle. Hy's beskikbaar vir R90. En nee, julle sien nie verkeerd nie. Ek is aan die ander kant van die stoel vandag. Maar ons het vandag 'n eregas by ons en voordat ons daar gaan, like asseblief hierdie page, subscribe en share asseblief. En ons gaan nou gou vinnig kyk na 'n paar nuttelose inligting. 'n nuttelose inligting, klomp jaar terug, die eystervrou van Brittanje, die eerste minister Margaret Thatcher. Hierdie week is dit haar verjaarsdag. Ook 'n nuttelose inligting, Elvis Presley, sy eerste uitsending op radio het gebeur in die jaar 1954. Ook in hierdie week, 1860, was die eerste professionele golftoernooi. Almal wat golf love, in Skotland. Wat 'n great toernooi. Enjoy your golf, enjoy your week. Okay, so soos julle kan sien, sit ek aan die ander kant van die stoel van vandag, maar ons het vandag 'n groot voorreg en 'n eer om met iemand te gesels, ons eie pastoor Mornay. Kyk sy mooi koppie. Aan die ander kant staan daar Mornay. En ons is so bevoorreg om met hom te gesels vandag. Ek aan hierdie kant van Mornay. En Mornay is sommer iemand wat in ons harte ingekruip het, vir wie ons sommer baie lief is en ek sien hom altyd as iemand wat net loop en bid. So Mornay, baie welkom vandag by jou eie podcast. Hallo Lisa, het is goed om jou te sien. Het is baie lekker om hierdie kant te sit. Ja. En ons bly jy is die presenter vandag. Mense, dankie dat julle hierdie podcast like en subscribe en deel is van dit. Hoekom ek hierdie kant sit, Lisa, ek wil net bietjie een van my stories vertel. Ons sien uit om na jou storie te luister vandag en ek sien uit daarna. So ja, vertel ons bietjie van jou journey en vandag spesifiek het jy gesê gaan ons fokus op jou weight loss, jou gewigsverlies journey. So vertel vir ons waar dit begin. Ek dink is goeie tyd om te begin praat hieroor want die son skyn helder, die almal wil swembad toe neig. As ons nou ons hemde moet uittrek of ek my hemde moet trek, weet ek die son gaan skrik want ek is spierwit. Boonbehalwe dit, baie mense is nie baie gretig nie want daar is 'n bietjie winter oortollige goedjies gestoor. Weet, 'n fudge is iewers gestoor en 'n hot chocolatekie en cupcake is gestoor. Lasagna, Moet jy altyd lasagna toe gaan. vir marshmallow tert. Exactly. Ek bedoel, ons het nou net lekker Wat wil gelunch. jy bysit? Wat het jy gestoor? Baie. So, Baie verkeerde dinge. Maar Mornay, ons het nou net so lekker geëet, nê? En toe kies ons nou reg. Ons het liewer die souttert gevat as die marshmallow tert. Okay, so skus, mag gaan aan. Ons gaan oor weight loss praat. Dit is 'n journey wat baie moeilik is. Almal wat hierna kyk, het iewers in sy lewe het dit te doen met ek wil beter lyk, beter voel. Yes. En ek het begin, kom ons begin heel in die begin. Ek het 151.7 geweeg en na 'n tydperk van gewigsverlies en aanhoudend reg eet en oefen, het ek by 88 kilos uitgekom. Sure. So ek wil vandag, as julle okay is, wil ek daai journey praat, want daar sit baie mense daar, wat nie nodig is om 60 kilos, 'n hele Backstreet Boy te verloor nie. Maar, jy moet dalk 5 k's of 10 k's of 15 of 20 k's verloor. So myne is altyd baie fiks op skool gewees, laerskool, hoërskool, sport gedoen, cricket en golf en rugby en provinsiaal selfs klere gehad in verskillende sportsoorte. Wow. Wat okay is, so beteken dit ek was fiks. En toe, na skool het ek rukkie rugby gespeel, en ek het besering gekry, en na die besering, okay, minder geoefen, en eintlik opgehou. En, so ek wil eintlik eers praat van die optel journey, voor die decline journey. Natuurlik. So optel het So hoe het jy gebeur- daai heuweltjie geklim? Ja, dit was, How did you climb that mountain? nog 'n bergie wat ek geklim het, toe begin ek soos 'n bergie lyk. So, Mornay. ons het buurtwag gery, ons het ons eie buurtwag begin. Ek onthou dit. Spotlight era, Yes. massive spotlights gery in die buurt, student, ek wil betaal vir my petrolgeld, Ja. universiteit toe, hoorie, ek word 'n pastoor en ons moet 'n graad agter die naam kry en deel van dit. Skus tog, maar jy het gesê jy moes kies tussen kontrakte wat jy gehad het. Ja, ek het net nou vir Lisa vertel, op ons tafel, of ek moes kies, of ek professioneel wil golf gaan speel in Amerika, Ja. want daai stadium was ek 'n +1 voorgee,
Moet ek professioneel cricket gaan speel, want die Titans cricket het my kontrak aangebied, of moet ek in die bediening gaan? So, verstaan, het moet nie voel 1, 2, 3 keuse, en ek het net gegaan op vakansie toe, en besluit, watter een van die 2 kontrakte ek wil hê, en die Here het begin sê, maar hoorie, ek roep jou vir voltydse bediening, ek roep jou om vir my te kom werk, en dit was 'n groot besluit. Ek het ewe skielik, gaan ek op vakansie om 2 goed te kies, en die Here kom en sê, hey, lewe vir my. So ja, ek het baie goed opgeoffer, maar dit was alles die moeite werd. Absoluut. So terugkom na weight toe, my weight gain proses, deel van om geld te maak, om petrolgeld te hê, en ek dink hier's baie mense wat studente was en is, en tussen waitering en naweke werk by apteke en whatever jy gedoen het. En dan selfs vakansies moes ons werk. Ek het in die bank gewerk op vakansies vir ekstra geld op call centers. So ja, ek met baie studente doen dit vandag vir ekstra geldjie, ja. En so dit was myne. Buurtwaggery, en ek het 5 dae 'n week het ek buurtwag. En jy goeie geld verdien. Ja, lekker. Ons het regtig goeie geld verdien per skof. Genoeg dat jy daai dag jou petrol kan cover, en nog by die kafeteria kan stop en 'n klein change hê vir jou girl. Ja, you know. So elke aand as ek buurtwag ry, was dit my go-to om 'n pak Goonies chips. Onthou daai Goonies. Dit was lekker, en 'n liter melk. So boonbehalwe die pies, boonbehalwe al die kosse wat jy geëet het ek elke liewe keer het ek dit geëet. Ja. So ek by die huis geëet by Male, dan was ek uit in die buurtwag gery, en partykeer het ek by Lani, my girl daai tyd, gaan kuier, en dan eet jy daar ook. En so eet het naderhand 'n binge ding geword. Heeltyd eet en chips en pies en ja. So wag net gou daar. So jy en Lani is toe nou gedate al van daai tyd af. Ja, ek was, Lani en sy gaan my reg help hier, maar ons date, sy was nog in skool gewees. So ek dink ek was so 22, 23, op ons famous tienerkampe ontmoet, en dis so special. En die rest is history, dis my vroukie nou, amazing. Ek sal net nou meer oor haar praat, oor my hele journey. Ja. So ek het, voor ek my oë uitvee, oefen nie, eet verkeerd, oë uitgevee, boom, klomp gewig begin optel. Nou moet jy nie lekker voel nie, oor jouself nie, oefen jy nie, en dit gaan net aan. So die 4 jaar wat ek gestudeer het vir graad, het ek nogal merkwaardig gewig opgetel. En toe daarna het ek en Lani was verloof gewees, so die journey was, ons was op honeymoon, na troue, en honeymoon was my go-to, en ek het daar ingesleep, ons het slush puppy elke liewe aand gedrink. Dit was lekker, slush puppies, maar slush puppies is baie suiker. En ons het teruggekom, in 'n plekkie ingetrek, en in hierdie plekkie wat ons ingetrek het, was dit reg agter 'n garage, 24-hour garage, al die chippies, roomhuisies, Magnums het net uitgekom daai tyd. Come on, Lisa, dit was goeie tyd. Maar dit is nie goed vir die heupe en die pens en die borskas en die rekmerkies en niks sulke goed nie. So, voor ek my kon my oë uitvee, ons het net lekker aangegaan, geëet, en ek het net meer en meer gewig opgetel. En dit was, en omdat ons in 'n environment is, jeugbediening daai tyd, elke aand uit, was nie beplanning gewees nie. Elke aand, tussen sel en jeug en sien en mense, was ons eetgewoontes regtig bad, veral myne. So jy het alles gegryp wat jy kan, en dan net gou geëet om vol te word, en dis dit. Maar kom ons sal gewees eerlik, nee, om in die bediening te wees is nie maklik nie. Daar's nie altyd tyd nie, en mense se krisisse kom nie altyd op 'n spesifieke tyd wat afbespreek is nie, so om al daai hartseer en pyn en dinge van mense te hanteer, die bediening is moeilik, so daar's nie altyd tyd vir 'n gym, of gaan 'n gesonde kosie voorberei nie, jy moet maar vinnig gryp wat daar is, nê. Ek kan sê ja, maar ek dink ons kan dit beter bestuur. Absoluut, as jy in 'n bediening is, kan jy dit beter bestuur. En ek dink eendag moet ons 'n podcast hê waar ons met 2-3 pastore moet sit dalk. Ek dink dis 'n goeie idee. Yes, en goed praat wat jy, ek, ons, die pastore beleef. So kan ek bietjie mense in die loop bring. Die bediening vat geweldig. Daar's geweldig wat persoonlik ook is. Jy moet goed hanteer van mense wat deur molestering, deur selfmoord, deur gesinne wat deur ergste trauma, egskeidings, gebrek, pyn, daar's regtig baie. So jy moet daai mense se las help dra en geestelik ondersteun. So jy kan dit nie regtig net los agter 'n deur en wegstap nie. Jy vat dit oral. So
om die mense in die loop te bring. Ons gaan binnekort. Dit sal eintlik lekker wees. Dit sal lekker wees. Staaltjies uit die bediening praat, moeilik, maklik en so voort. So, daar's 'n ander podcast wat jy moet gaan kyk, Elmien Redpath. Ja. Het oor PTSD. ja. So ek kan nie hom onthou. Ja. Ek dink julle moet 'n bietjie weer gaan kyk, hoe hanteer ek stres in my lewe? Want ons as pastore en ek veral kon dit nooit channel nie. So ek het dit gechannel na my favourite plek en dit is by 'n Hoek Garage, Ja. iewers laat aand omdat ek buurtwag ry en alles wat verkeerd is. Chips of 'n pie, Coke. En jy hou net aan, want daar's soveel goedjies, Ja. weet. En ek het my oë uitgevee en besef maar ek het 'n kolossale ou geword. Ek was nooit klein nie. Ek was seker in matriek het ek 95 geweeg. Na skool bietjie gewig opgetel en rugby gespeel, miskien 100, maar nooit nou waar ek trek. So by my troue het ek geweeg 118. So 118 was manageable. Soos honeymoon teruggekom en baie by die garage gaan kuier. En Lisa, ek het my oë uitgevee so in my laat 30's waar ek baie groot was. Ek het gaan hier by 140 kg. Sure. En daar was 'n dag gewees en ek fast forward baie goeters want my gewoontes was baie sleg. En dit het ek baie keer probeer. Ek het 'n pilletjie probeer drink en dan 'n inspuitingkie gedoen en dan al die weight loss dinge. Ek noem dit gimmies nou. Ons almal probeer dit want jy wil beter voel, beter Dit is die ding wat almal nou doen, is hulle soek 'n easy way out. So daar's nou die inspuitings en pille en al daai goeders is altyd die maklike manier, maar dit is mos maar nie altyd. Miskien sien ons results hier en Ja, daar. hier en Jy sien daar, 'n ja, kilo yes. of 7, jy kry dit. Ja. En maar ek het nooit die benefits gesien. Ek het so gou, maar dis nie 'n lewenstyl geword nie. Ja. En dit beteken dat jy vinnig terug daai gewig weer optel en as jy gedismotiveerd en jy oë uit kan vee dan is daar nog 4, 5, 12 kilos wat bygekom het. En eendag is ons braai ek en Lani saam met my skoonouers. En na ons gebraai het, is ek badkamer toe, hande gaan was, klaar geëet, hande gaan was en ek loop terug in die gang op pad na die kuierarea toe, die sitkamer. En ek voel buite beheer en ek voel of ek na die kant toe val en dit voel my kop spin en draai en as ek wil loop, bly ek regs vasloop in die muur en ek compose myself en weet jy, ek kom reg en hier loop ek, toe my skoonpa my sien, toe sê hy, "Jou seun, wat gaan aan?" Ek sê, "Pa, ek voel bad." En hy sê, "Hoorie, kom ons vat jou." En hy en Lani sê, "Kom ons gaan dadelik dokter toe." En ek's nou ongevalle toe. Dokter het dadelik gesê, toe die toets inkom, die EKG, hoorie, jy het 'n dreigende hartaanval gehad. Sure. Het 'n klein eentjie die oploop, jy moet nou high care toe gaan. In high care, ek voort weer, ek sit op die bed in high care met 2 verpleegsters by my wat my monitor op my hart en my ma en Lani staan by my. En ewe skielik voel ek presies dieselfde wat ek gevoel het in die Weer 'n gang, keer, maar net erger. Dieselfde simptome, selfde gevoel. Baie dieselfde, ek voel net, as ek dit moet beskryf, dit voel soos 'n donker plek, nie 'n geestelike donker ding nie. Ja. Dit voel ewe skielik, ek's buite beheer, ek kan nie praat nie, ek slaan uit in sweet in 'n oomblik, papnat en hulle ruk net die gordyn toe, jaag Lani hulle weg en sê hulle mag nie nou hier wees nie en ek slaan 'n paniek en net daar in die hospitaal kry ek my hartaanval. Sure. En ek word wakker na ruk en ek sien my vrou is by my en ek besef, hoorie, wat gaan nie aan? Ek het gehoop ek sien engele en toe sien ek 'n engel, maar nie engele nie, weet, ek was nog in hierdie lewe. Toe besef ek het 'n hartaanval gekry en ek kort drastiese verandering in my lewe. Toe gebeur goed soos hoë bloeddruk, cholesterol en wat bygedra het nog toe my tweede seentjie Brennan gebore was dit 'n baie tawwe geboorte. Soveel so ek dink hy het vrugwater gesluk, hy kon nie huil nie, hy kon nie asem kry nie en ek het gesien voor my oë hoe my seentjie potblou word en ek voel magteloos. En van daai oomblik af, dis maar gediagnoseer dat as jy erg skok opdoen, het ek diabetes by dit gekry. So nou is dit diabetes, hartaanval, klomp dinge. Ek moes besluit, ek moet 'n verandering in my lewe bring, wat ek gedoen het. Beter begin eet, beter besluite begin maak, meer beplan, maar nog steeds in dit, rafel jy uit na 'n ruk. So ek het gesien, van omdat 135, 40 kilos het ek weer afgekom, so in die 125's in. So dit was heeltyd daai sin. Dis 'n golfie wat gery is, ja. En dit was nog bietjie meer op 'n tipe dieet wat 'n quick fix was, want ek moet myself nou fix. En nou vorder ek weer 'n paar jaar.
Daar kom toe 'n dag waar ek nie kan opstaan van die bed nie. Nou praat ek na die hartaanval, is dit seker 'n paar jaar vorentoe. Ek wil opstaan, maar kan nie. My voete, my enkels, my knieë, Sure. elke joint in my lyf, kan ek nie move nie. Dit is verskriklik. Ek kom toe by die dokter uit in 'n rolstoel. Hulle sê vir my, gaan dadelik hospitaal toe. Word opgeneem. Hulle sê my suurvlakke is so hoog. Inflammasie, hulle kan dit nie meet nie. En daarso het hulle my begin met behandeling. Ek voel of dit nie wil beter word nie. En die Here sê vir my vrou, hy moet ophou, Morney, die Here wys vir my, jy moet ophou om die brood, die pasta en die rys te eet. Dis hoe die Heilige Gees al gehelp het, want ons kry nie 'n antwoord nie. Met inspuitings, en 2 dae na toe draai dit drasties. Ek het alle wit suiker, pastas, ryse net daar So gelos. alles gluten ook, nee, so al die gluten. Gluten definitief, daai goeters het ons gelos. So as ek 'n ete sou gekry het, sou ek die vis eet, ek sou die mash even los. Want onthou dit is starch. Ja. Dis nie net die wit goed nie, maar dis alles daai tipe starches. So ek het my drasties aangepas want ek moet uit hierdie krisis kom. En toe voel ek maar hoorie, na 2 dae toe draai alles. So ek Jesus Here, dankie dat jy vir my vrou dit gewys het. Toe maak ek dit sonder dat iemand my 'n dieet gee. Dokters het my sekere dieete gegee, maar toe voel ek maar ek wil aanpas wat die Here nou wil hê. En ek het alle wit meele, suikers, brode, uitgesny. En vir 'n jaar en amper 'n half het ek geen van daai goed geproe nie. Maar die result was die volgende. Ek het herstel want ek sê Here, U moet my help hierdeur. Mense, as jy nie die Here gaan vra nie en ernstige Here sê Here, ons moet hierdie journey saamvat. So hy stel so in my belang, die Here, dat hy deur my vrou praat en sê dit is hoe jy moet aanpas. En Lisa, al wat ek kan sê, die rest is history, maar dit vat 'n jaar plus. Om vir elke ete, as daar burgers is, dan haal jy die patty af en die kaas en die blaarslaai, dan eet jy net dit. Jy los die chippies. So by Pappuccino's was dit al 'n naked burger. Jy bestel hom so, Ja. sonder die buns. As dit was by pizza, want die kinders in die familie het aangehou pizzas eet, dan vat ek die topping en haal die topping af en eet die topping en los die pizza. En dit natuurlik baie wilskrag gevat, nê? Onbeskryflik. Ja. Ek love hierdie Wat dieet. baie moeilik is om te sê. Lisa, baie Ja. wilskrag. Dis hoekom ek bly sê die Heilige Gees, die Here moet jou help. Hy moet. Elke dag. Onthou, jy word gekonfronteer elke dag met ete. Elke dag is daar kollegas, elke dag is daar familie, is daar kids, hulle wil eet. En elke dag word jy aangebied. Ag, draai my stukkie lemon meringue. Weet, kom, draai hierdie koek, suster. Jy moet besluit, jy's op hierdie journey. Dit moet 'n lewenstyl word. So ek was baie hard op myself. Party dalk te veel, maar dit was nie ten koste van nie. Ek het aangehou. So ek het nie 'n target gehad wat ek wil weeg nie. Ek het op 'n stadium gevoel, "Jy's dis nou nice. Ek voel goed." Eintlik het my vrou bestaan, maar sy is Morney, jy's te maar nou. Sy wil bietjie handle sy man vaste, weet net. Kie pensie, jy weet, ek hoor. So Maar dankie ook vir 'n vrou soos daai, nê? Dit wys net hoe belangrik is dit is vandag dat jou vrou is jou geestelike, sy is jou helper. Sy's aangestel as jou helper. En jou geestelike helper en dat sy, dankie Here daarvoor dat sy reg gehoor het daai dag vir jou om jou te kan help. en ek sê nie net vir haar nie, want sy was 'n fantastiese ondersteuning in hierdie hele proses. Ja. My seuns, familie was ondersteunend. Hulle het nie altyd verstaan nie. Natuurlik. So baie keer moes ek sê nee. So dit was taaf, maar die prys was worth it. Jy kan nie glo dat as jy na 'n jaar en 'n paar maande die eerste keer weer iets anders proe. Die smaak van vrugte is amazing. Jy kan in elke kossoort proe jy. Baie keer sal ek na 'n plek toe gaan en sê, "Maar hoorie, in hierdie vleis is daar suiker." Sjoe. Dan sal hulle herken daar is, want soos jou goed het nou begin proe het, jou sintuie. Ja, en alles het seker nou in plek geval in jou hormone en alles, jy weet jou hele liggaam het nou in plek geval en dan is jou palet natuurlik skoon. Nou proe jy alles net soveel beter. Dit was net Dit is eintlik crazy om te dink ons eet so en ons leef so. So ek is spyt, ek wens ek was nog daar. Ja. Ek is nou op 'n maintenance tydperk. In my maintenance tydperk gaan jou gewig op en af. Maar ek bly, soos ek vanoggend geweeg het, is ek net klein bietjie onder 90. So ek probeer altyd daar tussen 90 95 Okay. bly. Ek voel okay daarmee, ek voel gesond, maar
ek kan regtig nog baie praat, want baie mense sal sê, "Ag, hoe het jy dit reg gekry?" Want jy vra dit. Hoe het jy so mooi Wilskrag en reg eet. Die moeilike pad. Dan sê Die ek, narrow way. maar net 'n slaaitjie en 'n watertjie en 'n slaaitjie en 'n watertjie. Ja. Nee. Ja. Dit was verskriklike Ja. wilskrag. En elke ou wat hierna kyk, dit vat baie wilskrag. En moenie sê ek gaan na my verjaarsdag oor 2 weke, ek sal wag vir Kersete nie. Begin môre. Ja. Gaan plan. Sê ek in my lyf, ek kan nie meer diabetes, hoë bloeddruk, cholesterol, nie slaapapnee, ek moes met slaapapnee masjiene slaap. Ek het gesweet verskriklik. Ek wil nie meer dit wees. En dis dinge waarmee jy nou nog sukkel is soos die inflammasie en suiker. Alles is gestabiliseer. Stabiliseer nou, Suiker okay. is hoër as Ja. ek droog maak. As 'n mens wat het ons nou net voor 9 gesê? Marshmallow koek. Mag ons probeer met die marshmallow tert. Marshmallow tert. As jy mens ja sê vir dit, gaan jou suiker bietjie piek. Bietjie piek, Maar ja. maak net vir jou môre reg. Ja. So die boodskap daar buite van ons wat hierna kyk, het alles al probeer. Daai 5 of 8 kilos kan net nie afgeskit word nie. Sit jou mind toe. Sê Here, U sal my help. Ek gaan determineerd wees. Jy gaan beter voel, jy gaan beter lyk, dit gaan net meer amazing wees. So ek wil nie impose wat ek gedoen het nie, maar dit begin hier. En Absoluut. sê Here, hier support base om jou, mense wat saam met jou glo, saam met jou staan. En ek het gegaan van 'n size 48 broek waar ek 'n 36 nou dra. Sure. So dit is so nou regtig ek voel goed. En dit is lekker. Maar Morna, jy lyk goed. Ja, ek voel. Jy lyk goed. En ons het jou so herken en dis hoe ons jou ken. Jy So lyk julle- goed. Dankie Lisa. Julle gaan foto's sien. Ons gaan foto's post van before en dalk nou. Dit is nie die after gaan lank bly nog so. Maar die before was baie mense het so lief geword vir my, baie mense het my so aanvaar. Ja, dankie Here, my vrou en my familie het my nooit gelos nie, maar dit gaan nie oor hoe jy lyk vir jou mense nie. Dit gaan oor jou hart vir jou mense. Is jy lief vir jou mense so, weet jou familie. Maar elke ou het die vermoë deur die Here se genade en krag om te sê ek kan 'n verskil in my lyf maak. Moenie disappointed wees ek het alles al probeer nie. Sê net Here, gee my daai vermoë om te sê ek kan dit nog doen. Ja. As dit 5 keuses, sit in. As dit daai 25 is, laat dit gebeur. So by my was dit 60 kilos en party dae is dit terug 58 toe, partykeer is dit 61 oor die hele, maar onthou hierdie is 'n lewenslange journey. Ek is nou 52. Die laaste 5 jaar is ek op waar ek wil wees. Onthou dit vat baie effort, baie tyd. Stupid, ek wens ek kon dit vroeër doen. Maar ja, Lisa, ons eer die Here daarvoor. Ek dink ook as 'n baie geestelike journey ook. Ek meen as jou hart en jou gees reg is en reg ingestel is daarop, dan gaan jy dit doen. So ja, dankie Morna. So die laaste boodskap aan almal deur hierdie podcast is, hier is hoop. Ja. Kyk na my, nie dat ek iets al amazing gedoen het nie. As ek dit kon doen. Wat mal is oor chocolates en biltong en mal is oor braai en pizza. As ek dit kon doen, kan jy dit ook doen. Want daar's mense, jy kan sê hoorie, daar's dalk fisies goed wat teen jou tel. Gaan over and above. Gaan dan geestelik. So sit jou mind toe dit. Jy kan Desember kan jy al daai eerste paar keis verloor het. Sit net in, werk aan. So Kersfees is om die draai. Trifle sê dalk nee vir hom hierdie jaar. Maar ja, dankie Lisa. Dankie Morney dat jy dit van 'n man se oogpunt af vir ons, want ek dink ons vrouens kan ook so baie krities wees oor onsself en soms baie lelik met onsself praat in 'n spieël ook. So dankie, jy het my ook sommer gemotiveer vandag om dadelik net in te spring en dan nou net daai marshmallow tertjie te skuif. Maar weet jy wat, ek eer jou vandag en ek wil net vir jou sê dankie, ek eer jou. Is altyd maklik vir 'n man om sy kwesbaarheid te wys vir mense. Nie, ek weet van 'n man se point of view af. Ekskuus nou my slang, maar is dit vir my regtig, dis my beautiful. So dankie dat jy, en jy's great, jy's amazing. Jy weet ons almal love jou. Jy het sommer so in ons harte ingekruip en ek dink jy like amazing. Ja, thanks. En ek love jou koppie. Ek love jou koppie. Almal kry koppie. Kan ons net vir die ouens sê asseblief, hou aan like, hou aan subscribe, hou aan deel. Ja. Laat ons net groter gaan, laat meer mense hierdie boodskap van hoop kry. En dankie dat jy oor my koppie praat. Koppie tee. Lekker dag vir almal, was wat 'n lekker blessing. Lisa was 'n Dankie, great Marjorie. host. As ons hande kan klap almal hande vir Lisa. Great host.
Dankie vir almal. Dankie vir jou. Geniet julle weer. Mooi week.